Altyd lekker om saam met jou te kuier en begin van 'n nuwe maand, begin van 'n nuwe week. Maandag lekker saam met jou te kuier en ek wil jou uitnooi om sommer vanaand hierdie boodskap te vat en dit ook oor jou te bid. Josua 24 vers 15, ek en my huis, ons sal die Here dien. Hierdie is 'n uitdaging vir jou en my, om besluite te neem in hierdie dag en uur, om in die regte rigting te beweeg, God te ken in elke faset van ons menswees. Vir my, Pastor Stef, baie lekker om saam met jou te kuier in die maand van liefde. En hierdie is 'n verhoudingsmaand wat ek oor gaan gesels oor baie onderwerpe. En juis vandag 20 boodskappe neergepen, en ek bid nog oor baie van hierdie boodskappe en vertrou die Here ook vir leiding. En sou jy vir die eerste keer ingeskakel het vanaand, en jy is nog nie deel van ons WhatsApp groepe nie, wil ek jou uitnooi om my naam of my nommer verskyn nie op die TikTok en op Facebook. En jy is meer as welkom om sommer net jou naam en jou van te stuur, en ons plaas jy op die groep en jy ontvang daagliks ons dagstukkies en ook so ons aandboodskappe in PDF formaat, sodat jy kan in die aanlyn kerk dit kan gebruik vir selfstudie. En natuurlik ook het ek op elke dag se tema het ek 'n lied geskryf, en ek glo dat dit ook vir jou sommer inspireer. Ek is opgewonde oor vanaand en ook oor môre aand. Se tema is ons huismaats of huweliksmaats. Nou dis 'n groot dilemma dat ons raak, jy weet, huismaats in plaas dat ons huweliksmaats moet wees. Môre aand se boodskap. En my dagstukkie môre gaan juis ook oor huismaats of huweliksmaats, hoe het ons gekom tot daar, dat ons eintlik het vriende geword het, ons slaap in een bed, maar daar's niks tussen ons nie. Môre aand gaan ek daaroor gesels en geniet môreoggend se dagstukkie en dan ook die lied wat ek geskryf het rondom, jy weet, 2 is beter as 1, thema's 2, en luister om, geniet om môre. Het is my baie lekker om saam met jou te kuier op 'n pragtige somersaand, 'n maandag die 2de Februarie. Mag hierdie boodskap sommer vir jou besonder baie beteken. En mag dit vir jou soveel inhou rondom besluite wat jy moet neem as man, as vrou, in jou huis opset, in baie areas. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Die waardes is elke huis se fondasie. Die waardes wat ek en jy uitstraal. Dis dit lê die fondasie van ons huise. Here, vanaand wil ons dankie sê dat ons saam kan kuier en vir die guns en die goedheid en in hierdie dag het U ons deurgedra het, en hierdie dag wat U ook so getrou was. Vader, seën hierdie man en vrou en hulle kinders, hulle seuns en hulle dogters, hulle skoonkinders, hulle stiefkinders. Dit wat hulle hartsbegeertes is, dat hierdie ook 'n aand sal wees, dat hulle beleef en ervaar die guns en die goedheid. Here, dankie vir hierdie aanlyn kerk. Dankie vir hierdie platform, dat ons vanaand saam kan kuier om U woord, en dat ons sommer net kan geniet U teenwoordigheid en U liefde. En vanaand is dit ook my gebed dat U by haar en hom sal stil staan, en rondom hulle huishouding, rondom hulle besigheid, hulle handewerk, elke faset, Here, dat U hom en haar sal seën, sal beskerm, en hulle sal gee, ook so, Here, die begeertes van hulle harte. Dit wat hulle van U afbid, is my gebed in Jesus se naam. Baie welkom aan elkeen wat saam ingeskakel het, en ek wil ook vra, en ek gaan aan die einde ook vra, dat sou jy dit in die hart vind, dat jy hierdie boodskap ook sal share, iemand sal tag, en dink as ons is gewoonlik so tussen 7,000 en 20,000 mense wat dit in die aand kyk,
En ek dink dit is so belangrik om selfs hierdie boodskap vanaand uit te kry, daar buitekant. En ek dink ons is baie geneig om in die dag en uur ons verantwoordelikhede oor te plaas as ouers na ons predikante en ons kinderkerkonderwysers en ons wijkleiers en na ons selleiers, na ons onderwysers by die skole, die kleuterskool, die onderwysers en selfs die skoolhoofde. Ons wil nie meer die rol vervul wat van ons verwag word nie. En dit begin alles, die fondasie, die fundament begin tussen jou huis se 4 mure. Jy mag nie byt nie, jy mag nie slaan nie. Maak skoon waar jy gemors het. Dis al hierdie huisreëls wat ons daagliks het. 5:00 die oggend, as die wekker afgaan, Boeta deur die shower, Sissa lê nog so 'n bietjie, ma's besig in die kombuis om die pappe reg te kry. Boeta onthou nou nog 'n toets moes geteken word. Sissa het vergeet van hierdie taak. En op pad skool toe, o ma, ek het dit by die huis vergeet. En pa is al vroeg weg. Of pa jaag op en af om alles te doen. Dis die rigsnoer vir wet en orde in 'n gesinsopset. Daai gejaag van punt A na punt B en dan moet hulle 'n taak doen. Ons het daai, kan jy wat my ouderdom, ek is 52 is, kan jy onthou die wêreld ensiklopedie. Ons het op die mat gelê en dan moes ons skryf en inkleer. Vandag het elke huis 'n printer. Ons daar was daar nie printers nie. Ons daar was daar nie selfone nie. Daar was nie internet nie. En jy moes maar sit en daai huiswerk doen op die mat. En al is dit hoe laat, Boeta? Jy het vandag gespeel en jy moes dit gedoen het. En voor jy in die bed klim, jy sal nog alleen maar die rooi pote van jou. Maar jy sal jou huiswerk klaar doen. Jy sal môreoggend vroeg opstaan, jy sal dit doen. Ons tyd is anders, dis vandag se tyd, is die druk van 'n knoppie. Party huise sê good morning Siri en pour some coffee en die masjien maak die koffie. Die stofsuier is gestel en hy suig op sy eie, hy gaan terug na sy, jy weet, na sy netwerk toe en so word al sy stof uitgevat. Alles is net so. Opvoeding is ongelukkig nie so nie. En dan op pad werk toe nog gou by 'n McFlurry of 'n McDonald's te stop en gou ietsie te kry. Daar was ook nie TV in daai tyd nie. Nee, wat, hoorie. Maar moet die gesin nie eerder in hierdie dag en uur in 2026 volgens interne kompas funksioneer nie. En as ek dit sê, waardes met ander woorde, in plaas van 'n stel reëls. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Dit is goed om reëls te hê. Waardes. O ja, en onthou nou nog die biblioteek, jy's reg, die biblioteek, en dan betaal jy 5 sent boete as jy nie jou boeke betyds ingegee het nie. Dit is die lekkerste om te ry en daar langs die Rustenburg Noord Café, biblioteek, jou boeke, daai plek het so lekker geruik, die boeke het so anders geruik as vandag se boeke. En 'n diepe stilte. Kom ons gaan verder. Waardes. Waardes is wat kort in huishouding. Daar's 'n bekende Romeinse staatsman en 'n filosoof wat eeue gelede met die naam van Cicero gesê die staat, en ek wil jy moet baie mooi hoor, hy het gesê die staat se welsyn is geleë in die karakter van sy burgers. Die staat se welsyn, hoe goed dit met die staat sal gaan, is geleë in die senter van die karakter van die mensdom.
En later het hierdie befaamde Emily Hobhouse gesê, 'n eerlike karakter vorm 'n groot nasie. Mense ken nie meer waardes nie. En hierdie soort omvattende wysheid kan eweneens op 'n gesin, en dit wil sê die samelewing in 'n kleine van toepassing gemaak word. 'n Gesonde en 'n gelukkige gesin bestaan eers uit ouers en kinders wat empatie kan betoon, wat mekaar in ag neem, wat respek het vir mekaar, en dit alles sonder dat die gedrag telkens in die stel huisreëls uitgespel hoef te word. En dit is presies, hierdie boodskap is deel van wat God vir my gesê het rondom Januarie toe ons begin het. Dis om te sê, hierdie gaan 'n jaar van waardes en integriteit wees. Hierdie gaan 'n jaar wees van keuses wat mans moet neem om reg te leef. Mans moet weer mans word. Vrouens moet weer die ma wees wat God al voordag geplaas het, die vrou wees. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Wat is waardes? Waardes is hierdie fundamentele oortuigings wat ons gesindhede en ons doen en late bepaal. En jy moet my hoor vanaand. En ek glo jy gaan hierdie gaan deurwerk en deurluister weer. Jy kan hierdie boodskap na die tyd weer gaan luister op TikTok of selfs op YouTube, en dit sal nog vir 30 dae op Facebook wees. Wat is waardes? Jy sien, waardes, Boetas, as al luister, dit dien as 'n persoonlike riglyn. En dien eerlikheid, byvoorbeeld een van jou waardes is, sal jy altyd daarna strewe om in jou elke dag se handel en wandel eerlik te wil wees. Dis 'n waarde. En anders se oneerlike optrede sal jou natuurlik dwars in die krop steek, omrede jy waardes het. Kyk na die stelsels van ons land en jy sal sien hoe ruggraatloos, omdat van bo dit vrot is in die stelsel. Korrupsie maak dat mense dit nie kan aanspreek nie, want hy staan self agter die deur. En vanaand praat ek met jou oor 'n onderwerp oor die fondasie van waardes, wat jy en ek in 2026 in hierdie seisoen van ons lewens in gedagte moet hou. Dr. Chris Jones was baie jare gelede betrokke by 'n eenheid van morele leierskap aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy het iets moois gesê. Interne waardes. Want ons praat van waardes in jou gesin en in jou lewe. Interne waardes lê dieper as reëls. Dit het my getref. Baie lank terug. Ek het dit in 2024 raak gelees. Kernwaardes is daardie diep oortuigings wat vir ons kosbaar is en van die grootste belang is. En hierdie waardes wat in jou en my lewe is, word 'n leefwyse. En jy kan duidelik sien as jy met 'n man en 'n vrou kuier en gesels en jy jare terug huisbesoek gedoen het jy gesien wat se waardes is in hierdie huis. Praat met 'n seun en jy sal sien wat se waardes is in 'n huis. Kyk hoe hulle optree, dan sal jy weet wat is die waardes. Ek wil vanaand so ver gaan om te sê waardes is baie sterker as reëls. Reëls kom van buitekant af en dit word dikwels op kernwaardes gebaseer en met behulp van
dissipline toegepas en saam daai dissipline word vrees ook bygesit. Maar jy sien die woord waardes kom van 'n Latynse woord wat beteken dit wat werklik waardevol is. Ek spring hierdie maand af met ek en my huis. Josua 24 vers 15 sal die Here dien. En ek moet myself afvra of die standaard wat ek handhaaf as pa of as ma waardes uitstraal of is dit net klomp reëls wat ons neerlê en saam met reëls loop 'n plathand of 'n plakkie of 'n paplepel, want daai reëls bring ook vrees en dit word gedryf deur vrees, nie deur liefde nie. En as jy net in Latyn kyk, dan sê hy dit wat werklik vir jou waardevol is. Dis wat dit beteken. Dit wat die lewe die moeite werd maak. Jou waardes en my waardes word onder meer bepaal deur die waardes wat jy op jouself plaas. En ongelukkig is dit die realiteit, meneer, daai waardes wat jy handhaaf, gaan uitkom uit jou mond, uitkom uit jou handel en jou wandel, mevrou. Dis die waardes wat jy handhaaf, en hulle kyk, en ek wil verder gaan om te sê, jy kan 'n penstreep trek, soos 'n kosmiese penstreep na die pa en die ma toe, dis 'n kombuta en sissa, met sulke dinge sit, want dis die waardes in hulle huis, dis die waardes en die norm en die standaard. Ag, maar vandag is dit so lekker om te hoor hoe 'n klein seentjie van 6 jaar vloek, en sosiale media is gons oor hierdie klein seentjie wat sê hy's moeg, maar hy bring dit in al hierdie ander uit. Dis die waardes van huishouding. Ek en Karen Vrydag aand het nou in atletiek gehad en ons gaan woon het by in Montana en na die tyd toe gaan sit ons gou en ek vas en ons, jy weet, ek wil net gou 'n slaaitjie eet. Ek dink is by Jan se Skilt, is net daar by Montana. En ek gaan sit daar en Karen sit daar. En hier sit klomp tafels om ons en drink ek water en eet 'n slaai en Karen eet 'n lekker stuk vleis en sy drink 'n lemonade en passion fruit en lemonade. En om ons is dit jonges. Ons almal is jonk gewees. Maar ek sien hoe hierdie seuns aan mekaar hang en hoe hulle praat en hierdie meisiekinders, hoe hulle die een glas na die ander glas drink en die woorde en alles. En as jy nugter sit aan hierdie kant, sien jy dit heeltemal anders. Vir hulle wat almal dronk is, wat aan tafel is almal ewe snaaks. Buiten dit, buitekant staan 'n cruiser wat hy ry van sy pa en van die huis toe jaag na die tyd, hopelik veilig by die huis aan te kom. En vandag sit ek en ek dink aan waardes, oor hierdie boodskap, wat die fundament is. En jy kan dadelik sien, hoe lyk daai fundament van daai huis, in Montana, of in watter area. Dit wat die lewe die moeite werd maak. Dit wat vir jou werklik waardevol is. Waarde. En ek wil dit weer sê, dat jou waardes word onder meer bepaal deur die waarde wat jy op jouself plaas. So hoor die waarde, hoe groter is die kans dat jy goeie keuses in jou lewe gemaak. Want jy het baie om te verloor as jy verkeerd kies. En indien jy egter min van jouself dink, is dit maklik om te soog. Jy reken immers jy het baie min en weinig om te verloor. Ek wil vir jou sê, wat mense wat volgens
hulle eie oortuigings en waardes optree, ervaar vrede, geluk en tevredenheid. Gesonde waardes, wil ek vir jou sê, is voordelig vir die persoon wat dit beoefen. Hoor wat ek vir jou sê. En selfs ook voordelig vir die een aan die ontvangkant. In ons soort samelewing, waar ek en jy elke dag is met kinders, word in hierdie samelewing dikwels blootgevra, wat kan ek hieruit kry? Wel, ek wil vir jou sê, gesonde kernwaardes daarin teen, vra wie jy is, en wat jy gee. En hierdie laasgenoemde, wie ons is, en wat ons gee, wat ons diepste karakter bepaal. Kom ons vat dit 'n bietjie na die waardes in ons gesin toe. Ek wil vir jou sê, kinders leer die regte waardes by hulle ouers aan. En as jy verkeerde waardes gaan handhaaf, as jy nie krokodiltrane huil op die einde van die dag, as dit anders te uitgedraai het nie. Want hierdie laasgenoemde, wat die korrekte gedrag, die regte waardes vir hulle kinders moet voorleef. Jy sien, die huisgesin is 'n kleiner weergawe, en hierdie is treffend, jy moet my hoor wat ek vir jou sê, die huisgesin is 'n kleiner weergawe van die samelewing. Dis die plek waar kinders vir die lewe voorberei word. Dit begin in jou huis. Wanneer waardes dan werkwoorde word, maak dit 'n kind sterk. En gesinne en uiteindelik ook die grense in die samelewing word daardeur geraak. Die ganse samelewing. Daarom is kinders met gesonde kernwaardes, luister baie mooi wat ek nou vir jou sê, meer suksesvol. Hulle is dikwels ook meer aanpasbaar en makliker om mee saam te leef. Juis ook om mekaar te respekteer, vriende te respekteer, meer deelsaam te kan wees, te kan sê, ek is jammer oom, ek is jammer tannie, kan ek jou ondersteun, kan ek jou help, kan ek tannie se goed dra, kan jy maklik vergewe en in vrede kan saamleef. Dis alles waardes wat jy en ek aan ons kinders oordra. Ek in my huis, Joshua, sê vir die volk, ons is nou hier, dit is 'n keuse wat julle moet maak, maar ek in my huis, ek weet nie wie julle gaan dien, maar ek in my huis, ons gaan die Here dien. Jy sien, gesonde etiese waardes help jou om tussen goed en kwaad in jou lewe te kan onderskei, en dit staan eintlik op twee bene, die vermoë om reg en verkeerd van mekaar te kan onderskei, en die wilskrag om te doen wat reg is. Wat is reg, wat is verkeerd? Daai wilskrag kom by dit. Ek wil vir jou sê, as ek hieroor praat, dan voel ek moet dit oor en oor sê. Dit staan eintlik op twee bene. Die vermoë om reg en verkeerd van mekaar te kan onderskei. En die wilskrag om te doen wat reg is. Om 'n keuse te maak na ons gevas het om te sê, ek gaan staan vir wat ek staan. Integriteit en 'n waarde sal ons handhaaf. Mannetjie, hierdie is die fondasie in hierdie huis en dit is wat ons gaan uitleef sodat hier 'n beter samelewing gekweek sal word. Begin by ons, niemand anders nie. Wendy Martins, 'n bekende skrywer, en ek dink baie ken hom. Sy het 'n boek geskryf, Vertel my 'n storie.
En bied aan ouers hierdie geleentheid om die kernwaardes met hulle kinders te bespreek. En dan aan hand met dit is dit baie sprokies. En sy sê, Wendy sê, kinders het dit nodig om elke dag te sien. Hoor wat ek nou vir jou sê, wat sê sy? Kinders het nodig, ek wil dit lees presies wat sy gesê het in haar boek. Kinders het dit nodig om elke dag te sien, te hoor en te ervaar hoe hierdie gesonde waardes uitgeleef word. Hulle kan nie 'n sterk en gesonde waardestelsel ontwikkel as hulle nie in 'n omgewing woon waar dit behoorlik toegepas word nie. En dit is hoekom ons met stikkende flenters huise sit, want ons het nie meer 'n waardestruktuur nie. Hulle hoer en remoer. Hulle gaan aan net met wat hulle wil en hulle kinders aanskou dit en hulle leef van ons glimlagge en hulle vat dit en hulle stap met dit. Sorry, ek het nou te kras gepraat, dit het nou maar net uitgekom. Ag, dis maar boeretaal. Dis my hartseer om te sien dat dit die waardesisteme is wat ons as ouers voorhou. En ons verwag ons kinders moet uitstaan. Hulle bou op jou fondasie, wat jy vir hulle geplaas het. Watse waardes skep jy vir jou vrou? Om nie eens te praat van jou gerondlopery nie, meneer. Van laatnagte by die huis aankom. Nou is jy in jou 50s of in jou 60s en jy wil jou seun 'n taaiklap gee omdat hy moeg dronk 3 uur die oggend by die huis kom, was sy vrou 'n babietjie alleen moet grootmaak. Jou waardes het dit vir hom geleer. Ek beklei nie. Maar ek kan vir jou wel sê, hier is die realiteite wat ek in my spreekkamer sien. Ons wil krokodiltrane huil. Maar is te laat, want jy het die saad geplant. As jy Wendy se boek lees, verduidelik sy hoe toepaslik reëls hierdie waardestelsels kan versterk en ondersteun. Ek wil vir jou sê vandag, ons kan waardes met die bou van 'n huis vergelyk. Die waardes vorm die fundament. Sonder duidelike en besliste waardes sal 'n huis wat gebou word ineenstort. Die reëls wat op hierdie, luister baie mooi, vorm die mure van jou huis. Ek gaan nou dit sê, kinders voel veilig. Boeta en Sissa voel veilig wanneer teen. En ek is na die vestiging van waardes. Ek sien in my Facebook breek heeltyd op. Ek hoop hy, jy weet julle is nog daar. Maar ek wil vanaand vir jou sê, hierdie moet ek nie toepas, want toepaslike reëls help grootliks hiermee, want dit bied 'n struktuur. Ek wil by iets stil staan wat vir my baie belangrik is, en ek wil dit met jou deel, die goue woord. Die woord respek loop soos 'n goue draad deur al die waardes. Die woord respek loop soos 'n goue draad deur al die waardes.
En ek wil vir jou sê wat luister, ons moet van kleins af, of ons moet kinders van jongs af leer, om die ja of nee gevoel op die krop van hulle maagies te vertrou. Jy sien daardie kolletjie in die maag. Ek dink aan myself in 1982. Daai kolletjie vertel jou gou wanneer iemand jou nie met respek behandel nie. En dit waarsku jou om ander mense met respek te behandel. Ek moedig kinders aan om hulle vingertjie te vat en op daai kolletjie te sit en hulle weet waar dit is. En dis daardie gevoel wat sê, hier kom moeilikheid, of alles is reg. Dis wat Wendy Martin sê. Wat sê ek vir jou vanaand? Ons sit in 'n stikkende samelewing. Stikkende huise, gebroke huwelike. Ons soek jou eie hart. Jou doen en laat om vas te stel watter waardes vir jou belangrik is en tot watter mate jy dit as man, jy as vrou, dit binne jou gesin, selfs in jou beroep en selfs ook in die samelewing kan uitleef. Leer jou kinders 'n waardewoordeskat aan. Maak hulle bewus van hulle eie waardes, as ook die waardes waarvolgens ander mense lewe. As jy nie met jou kind daaroor gaan praat nie, hoe gaan hy dit weet? As ek nie vir hom 'n voorbeeld gaan wees nie, en vir hom sê, sien jy, dit is hoe pa praat, en dit is hoe pa optree, omrede dit my waardes is, want as jy dit nie gaan toepas nie, gaan jy so uitdraai, en dit is wat mense gaan dink van jou, en dit is die verkeerde besluite wat jy vorentoe in jou lewe gaan neem, omrede jy nie waardesisteem ken, en toepas in jou lewe nie. Leer dit vir jou dogter, mamma, leer dit vir jou seun, meneer. Gesels hieroor wanneer jy op die bank lê en flieks kyk en advertensies na kyk en iets raak sien. En dan vra jy kinders, wat dink jy is vir hierdie persoon in hierdie fliek of in hierdie advertensie belangrik? Heg hy of sy meer waarde aan eerlikheid of aan geld of aan besittings of aan hom of haar voorkoms? Wat sal jy sê, Boeta Sissa? En hoe sou jy optree? Wat sou jy gedoen het? Ons doen dit nie meer nie. Weet jy hoekom? Want ons is nie meer saam as 'n huis nie. Ons sit nie meer saam en eet en praat en kuier en gesels nie. Ons het nie meer oop verhoudings met ons kinders. Glad nie. Wanneer laas het jy met jou kind gepraat oor die vrug van die Gees? Galasiërs 5:22. En die eienskappe wat die Here se kinders in hulle lewens moet openbaar. Ek wil jy moet my hoor vanaand. En ek hoop baie mans luister. Ek hoor baie vrouens luister. Ek hoop so en vertrou so dat julle saam luister. Besluit as 'n gesin op 'n paar kernwaardes waarop julle aanvanklik wil fokus. Jy weet waar is die hartplek, jy weet waar het julle self foute, en die wonderlik is ons kan regmaak. Ons het tyd ook. Oorweeg byvoorbeeld respek
eerlikheid, selfdissipline, deernis, lojaliteit. Dit is so belangrik om hieroor te praat en hierdie met mekaar te deel. Praat met jou kinders oor die implikasie van hierdie waardes. En moontlike reëls wat hiermee verband hou. As mededeelsaamheid vir jou belangrik is, deel dit. Beteken dit dat julle met die speelgoed wat julle het, gaan beurte moet maak om te deel, sodat elkeen 'n regverdige tydjie met dit kan speel. Jy sien, daar vloei soveel uit dit uit. Ek wil sê verdraagsaamheid beteken meer as dat ons aan ander die geleentheid gee om hulle kant van die saak te stel en dan om hulle te vergewe. Iets wat mans baie mee sukkel is selfdissipline. Dalk luister jy vanaand en jy sit met 'n probleem met selfdissipline. Dalk kyk jy porn. En dit gaan deur na die vrouens toe ook. Want hulle sê vrouens, Suid-Afrika se tannies, is die hoogste syfer pornkykers in die wêreld wat op hulle slimfone na porn kyk. Vrouens van Suid-Afrika. So hulle lyk so onskillig, maar hulle is stout, jong. Selfdissipline beteken dat ek die take voltooi wat aan my toevertrou is, voordat ek met ander goed besig raak. Dieselfde met jou kinders. Jy moet dit eers doen voor jy kan gaan speel. Ek gaan later, ek sien Mirinda sê daar ongelukkig, waar daar egskeidings is, dan probeer die een party voorbeeld wees, die ander nie. Ek gaan in hierdie maand juis oor dit gesels ook. Ek wil vanaand, jy moet hoor wat ek vir jou sê, leer jou kinders om hulle gedrag en hulle kernwaardes dalk soos volg te toets. Ek het nie al die antwoorde nie, maar ek kan baie met jou deel. Is dit wederkerig? Met ander woorde, sal jy so behandel wil word? Is dit universeel? Wil jy hê alle mense moet soortgelyke omstandighede wat jy in is so behandel word? Daar's soveel wat ons kan deel en kan in groei. En vanaand weet ek ook dat jy hierdie boodskap moet hoor. Hierdie maand praat ek oor allerhande dele van die gesin. Selfs op te staan na egskeiding om die stukke weer op te tel. Wat doen ek met twee verskillende saamgestelde gesinne? Jou kinders, my kinders, ons kinders, hoe bou ons? Ek kan elke aspek aanraak en daarom is dit so belangrik om nie uit te mis ons aanddienste nie. Tussen 8 en 9. Môre aand gesels ek juis oor 'n baie sensitiewe deel. Huismaats of huweliksmaats, waar dit verkeerd geloop. Baie sensitief, maar baie belangrik.
Ek glo vanaand het jy gehoor wat ek met jou deel. En ek dink maar as mans en as vrouens is dit nodig dat die Here vanaand maar met ons almal praat, nê? Het ek foute gemaak met die opvoeding van my kinders ook? Teleurgestel, ja. Nie altyd 'n voorbeeld gewees nie. Maar wonderlik om vandag te sien dat selfs daar waar my seun aan die ander kant van die wêreld is, integriteit en waardes nog steeds daar is. En vanaand nooit jou uit. En toe sê jy dit begin by my. Ek moet aanpassings maak. En moontlik moet ons huisgesin aanpassings maak en dis 'n mooi gebaar om in mekaar se oë te kyk as man na vrou en vrou na man en ook te erken en te bely. Ons goed en ons swak. En te sê kom ons vat hande. Vat 'n kind aan die hand of vat jou ouer aan die hart. Hulle lewe van jou en my glimlag. En dit het tyd geword dat jy jou sokkies optrek en besigheid met God meen, dinge laat staan en aflê en neerlê en te sê Here, hierdie fondasie kort werk. En dit begin nie by haar nie, dit begin nie by hulle nie, dit begin by my, Here. Here, vorm my en maak my nes U wil. Dankie Here dat ek vanaand saam met hierdie pragtige boetas en sissas kon kuier om die woord, seën om en naar en met hierdie mooi taak van Here wat ons het as ouers om ons kinders te vat in U teenwoordigheid en hulle te leer van die waarheid, want die waarheid sal hulle vrymaak. Here, in ons lewens waar ons foute maak en gemaak het, erken ons en bely ons en bid ons vanaand U krag en U sterkte. Lei ons, Here, vorm ons in Jesus se naam. Amen. Ek kan jou net vat by die plek waar ek is. Ek kan jou nie hoor vat nie. En daarom groei ons daagliks. En dis die mooi in 'n verhouding in 'n huwelik. Ons groei saam. Ons het nog nie gearriveer nie. Ons gaan eendag as ons in die hemel is. Maar terwyl ons aan hierdie kant van die graf is, dan kap ons dit maar flou. Ons gee ons beste. En sê ek wil saam jou groei. Ons wil saam groei, ons wil saam geniet. Ons wil saam beleef, ons wil saam ervaar. By dit uitkom. Maar dit kan net begin as ons die fundament herstel. Dit is my baie lekker gewees om saam met te kuier tydens ons aanlyn sessie vanaand en sien uit môre aand en dankie vir jou wat hierdie blad ondersteun en vir jou ook wat hierdie blad finansiëel ondersteun. Die Here bless jou. Uit jou sokkies uit. Mag jy 'n soete nagrus hê. Kyk uit om môre aand saam met julle dieselfde tyd te kuier tussen 8 en 9. Goedheid en guns pas jou op. God bless.